staan het, jy sê genade. Ja, maar dit is 'n stuk genade. Dis niks meer. Maar net genade. Daar niks waaroor ek en u kan roem vanoggend. As maar net in die naam van Jesus Christus. Hy sê wat die naam van die Here is 'n sterk toe. Hier verder is vlug daarin. En hulle volk beskik. Jy weet wanneer 'n mens moet opgee. En wanneer die dokter sê ek kan nie meer doen. Dan val alles binne 'n gat. Ek verloor dinge en ek verloor die bietjie geloof en bietjie hoop wat die waarheid is. Yes, maar. En jy glo wat jy hoor. Die Bybel die geloof kom deur wat ek hoor. Ja, moet ek hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê. Amen. Ek moet ontstel sit soos 'n bossie. Om te luister na die Heilige Gees, nie na my nie. Ja, die Heilige Gees wat hy praat met ons. Hy was hier voordat ek nie hier was. Amen. Omdat hy geweet het, nie van gisteraand nie van vanoggend nie, maar toe nog in ons moederskoot was. Het hy geweet van alles in ons lewe. En ek sê weer hierbij, God is getrou. Amen. God is getrou, ons het dit alles gehoor. Hy is so lief in die wêreld, dat die een van ons verloor moet gaan nie. En dan sterf ook ons sal ons lewe. Omdat hy lewe. Die graf kon nou nie hou nie. Amen. Weet jy nou, wanneer aan die Bybel sê, want in Handelinge 1 sê vir ons, net soos wat hy van ons al weggegaan het. Net so, gaan hy weer terugkom na. Net soos hy opgevaar het na die hemel. Want daar 2 engele kom staan in wit klere by die manne wat kyk na die hemel. En hulle het vir hulle gevra, waarom kyk julle so? Lees manne, waarom kyk julle so? Hierdie man wat julle sien, wegvaar nou na die hemel toe. Hy gaan net so weer terugkom. Amen. En die Here wil hê ons moet dit weet dierbaar is. Ons is nie alleen nie. En ons het gehoor, ons is nie in die omstandighede gelaat nie. Nee, ons is nie gelaat in omstandighede nie. Maar ons is veronderstel om in omstandighede te wees. Amen. Hoe dit nou ook al sê, maar die Here sal nooit iets op ons pad bring, want God is getrou. Hy sal nooit iets op ons pad bring, wat te zwaar is vir ons om te dra nie. Maar saam met die versoeking. Ons kyk na die uitkomste. En ons kyk nie so na die versoeking nie. Amen. Dis die Here wat ek dien. En dis die Here wat ek ken. Hy wil al die dinge gaan dit hoe swaar. Ek moet kyk na die uitkomste. Die oplossing. Weet jy nou wat die Here? Die Here doen nog wonders. Hy kan nog wonders doen. Ek wil graag met u lees hierbij 'n gedagtetjie wat ek graag wil begin om te sê voordat ek die woord van die Here lees, is onsekerheid en vrees. Onsekerheid en vrees. Ek weet dit, u weet ook dalk dat baie van die mense het al weg vir ons verlaat as gevolg van vrees en onsekerheid. Amen. Dis die 2 beste swaarde van die duiwel. Amen. Want ek en u moet onthou, die werk van die duiwel is nie hier om vir ons mooi broodjies te bak nie. Die werk van die duiwel is om mense dood te maak. Amen. 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 My asem hoef nie uit te gaan voor ek dood is nie. Die duiwel maak my lewe dood. Ek is hier in lewe, my oë is oop, maar ek is dood. Dis wat die duiwel doen, dis sy werk.
24 uur van die dag. Dit is sy werk om mense dood te maak. Ek sê vir die dierbare, ek het daar baie gekyk, die honde en die katte is rustig. Maar die duivel is onder die mens. Om wat te wys, om vir God te wys, dit beteken niks nie. Maar ek is hier vanoggend om u te sê, dit beteken alles vir die Here. Wees die naam van die Here. Nou die was, ek wil 2 Konings 6, as die Bybel saamgebring het, 2 Konings 6, vanaf vers 15, 'n paar verse met lees. Ek wil ook in Exodus 14 vers 13 dat u lees. Ons het al gehoor wat ons leier in die diens gesê het, dat die Here mens kan losmaak. En u weet, vir 40 jaar gelede kan ek het nooit vergeet hoe wie ek was en hoe dat die Here my losgemaak het. Ek kan nooit ophou om te praat, ek het al baie teken gekom, dan hoor die mense vraag, die man aan die ander getuienis nie. Nee, ek het nie. Want dit is al wat die Here vir my gedoen het. Hy het my verlos. Sy wonderwerk het in my lewe plaasgevind. En op 'n Pinkster soos hierdie, het ek 10 aan 'n Pinkster geloop. En die 10de aan, toe doop hy my met sy Heilige Gees. En ek sê vir u, as ek 'n boek gehad het om dit in te skrywe, daar was baie storms in die 40 jaar in my lewe. Vrees. En onzekerheid was die beste swaard van die duivel, wat my getakel het soos hy gewil het. Maar daar was 'n Here wat opgevaar het na die Here. Amen. Daar was 'n koning. Daar was 'n koning. En dat is my asem Pietman. Ek gaan dit aan hom sê. Amen. Amen. Die duivel was 'n manier. Hy maak jou stem ook toe. Jou stembande. Hy is maar die Here het 'n manier. Hoe laat dit vir jou aanraak. Amen. En ek glo vanoggend diebaars. Ek het gehoor ook om ons oor op Jesus sou. En wie gaan luister? Ons moet nie agterste vorentoe gaan. Amen. Wat beteken ons moet nie kyk vir wat gebeur in die wêreld. Ons moet nie kyk wat nou besig is nie, maar vir wie moet ons kyk? Ons moet vir Jesus kyk om vorentoe te gaan. Amen. Kyk vir Jesus. Nou die gedeelte wat ek graag met u wil vanaf saam lees is in 2 Konings 6 vanaf vers 15. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strijdwagens rondom die stad. Ander woorde, hulle was heeltemal toegemaak, maar net hy en Elisa, Godsman. Amen, die man van die Here. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Vers 16 sê, maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kan sien. En met een slag die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Ek weet nie wat sien die volgende die waar. Halleluja. Maar hier is vir ons 'n prentjie vanoggend geskets in die Bybel. Dat die Here het geweet dat ek en u ook op so 'n plek gaan kom. Amen. Soos mense duisende jare gelede. Soos hierdie man van God. Amen. En die diensknegt van die man van die Here. Wat net gesien het hoe dat die gevaar nou hier rondom hulle is. En hy dink aan die dood. En hy is vastgegryp. Amen. Hy is vastgegryp, hy is vreesagtig.
Hy is onseker, wat gaan nou word? Hier staan die godsman met al die krag van die Here, maar hy kan dit nie sien nie. Amen. Amen. Ek dink ons moet vanoggend een gebed doen. Ons vanoggend een gebed vir ons, vir my laat doen. Dat die Here ons oë moet oopmaak. Laat ons nie net die probleem sien nie, maar dat ons die God kan sien, wat die probleem kan oplos. Amen. Amen, want dit wat ons nodig het in die dag, met die naam van die Here. Dierbaar is, laat jy God se werk kan sien. Amen. Dat jy geloof in God kan kry. Neem dit vanmorgen, dierbaar is. Hebreërs 11 vers 1 sê, want die geloof en die vertroue in God is 'n vaste vertroue. Op die dinge wat ek hoop, dit wat ek nie sien nie. Amen. Die Israeliete het net water gesien. Hulle het net gesien, hoe kom Farao nou weer aan en hulle gaan nou doodgemaak word. Die maar die duiwel wil net hê, ons moet die dood sien. Ons moet dink alles is verby. Weet nie, ek het iemand ontmoet, wat ook by die dokter was, en hy sê vir my, broer, die dokter het gesê, hy kan niks meer vir my doen nie. En ek sê vir hom, meneer, daar is nog 'n Jesus. Draai vir Jesus, want hy het thuis gekom vir daai dag in my en u se lewe, wanneer alles in 'n gat geval het, dat het lyk asof ek kan nie werk kry nie, dat het lyk asof my geld nie wil nie hou nie, die brood raak op, en dan moet ek weer spachtel, die kant en die kant, die was, dit gaat 'n probleem, en 'n groter probleem word in ons land. Maar die tyd van die Here manne en die hemel het geregeer vir 40 jaar lang. Ons is ver van dit af. Hoekom? Ons kyk nie op nie. Amen. Die Israeliete moes 40 jaar opkyk. En as hulle nie opgekyk het nie, het hulle nie kos gehad om op te tel. Maar die manna het geval op die grond. Amen. En hulle moes opgetel het, net genoeg vir elke dag. Amen. As hulle opgetel het vanmorgen, dan het het vrot geraak in hulle kast. Amen, dit het nie gehou nie, want hulle moet morgenoggend, moet hulle weer optel. Ek wil vir jy sê, vanmorgen die baas, kyk vir Jesus. Kyk vanmorgen waar jy sit, dat die Heer ons opmaak, dat ons vir Jesus kan sien. Dat ons die ewige lewe van oorvloed, sê Johannes 10, ek gee vir julle lewe in oorvloed. Amen. Hy maak jou, en jy God en jou God aan my voor. Amen. Hy maak jou diersie voor. Halleluja. Weet nie wanneer dat my diersie is, en ek het jou voorgemaak, dan raak hy aan nou dit leeg. Maar as het God is, wat het insit, amen, dan kan het nie opgaan nie. Dierbaar, amen. Ek wil vanmorgen vir die sê, dierbaar as vrees en onzekerheid, breek jou af. Amen. Vrees maak dat jy nie meer lus kry om te bid nie. Dat mense in die wêreld wat nie meer lus kry vir hulle self nie, want vrees het hulle vernietig. Jy kan onthou die vrou wat in bloedvloei gelei het vir 12 lang jare. Die Bybel sê sy het alles uitgegee. Sy het onder baie geneesmiddels gelei. En dis die een dokter wat haar gesê het, hy kan niks vir haar doen nie. Maar dis baie geneesmiddels. Maar die Bybel sê alle geld het sy betaal. Dis waar. Alle geld het betaal. En toe die geld op is, toe moet sy haar huis goed opverkoop. Om geneesing te kry. God doen nog wonderwerk. God kan 'n mens nog maak, maar sy en ek, ons moet glo. Amen. Amen. Ek moet vir die Here kyk. Amen.
As die deur se leeg is, moet ek nie wat ek kan nou maak nie. Ek is net ja, dit is goed. Ja, Jesus is alles. Jesus is kos. Jesus is spel. Jesus is kleren. Jesus is parfum, wat nog? Jesus is my man. Jesus is my vrouw. Diba, ik wil afsluiten. Ik kan niet lang op om Diba. Ik wil afsluiten met het woord van. Oh, die Heer is mooi. En hij is getrouw. En hij is langmoedig. Amen. En hij is groot. Hij houdt niet op om te denken aan mij en u. Hij houdt niet op om ons liefde en u. Ons liefde raakt op van elkaar. Maar die liefde van Jezus. Halleluja. Die liefde van Jezus. Exodus 14 vers 13. Maar Moses heeft aan die volk gezegd. Wees niet bevreesd. Jesaja, dat is gewoon, moet je gewoon met voor daar. Meneer Werman, voor daar geweest dat. Ons moet niet vrezen. Amen. 41 10. Jesaja. Ons moet niet vrezen. 41 10. Ons moet niet vrezen. Ons moet niet bang wees. Want die Heer zijn beloftes, hij zegt, ik zal met jou. Amen. Amen. En hij zei voor Joshua 1. Hij zei, toen Joshua oorneem bij Moses, toen zei hij voor Joshua, moet niet bang wees. Wees sterk en wees volmoed. Amen. Overal waar jij gaat, zal ik bij jou wees. Overal waar je je voeten neerzet, daar zal ik met jou. Amen. Dank je Heer daarvoor. Amen. 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 Yes. Maar Moses heeft aan die volk gezegd, wees niet bevreesd. Staan vast en aanschouw die verlossing van die Heer wat hij vandaag voor jullie zal bewerken. Want zoals jullie die Egyptenaars vandaag zien, zal jullie hulle niet weer zien in eeuwigheid. Staan vast. Moet niet bang wees nie. Moet niet bevreesd wees nie. Want zoals jy vandaag ziet, die probleem. Ik weet nou niet hoe lang kom je aan met die nie. Het probleem kan een mens lang komen. Hij houdt mij 40 dagen. Wanneer ik die Heer met ons doet, is het mij nog moed gelost. Maar ik dank God in de hemel. God is getrouw. Hij heeft voor mij een papa geworden. Hij heeft voor mij een mama geworden. Oh, broers en zusters. Ik heb mijn vrouw verloren, maar het 100 maal zoveel voor mij gegeven. En die geloof, en die geest. Vrouwen, wat die net voor mij lief is, maar vrouwen, wat voor mij bid. Vrouwen, wat mij oprecht lief heeft. Want dit was twee zonder liefde in de wereld, die niet nog niet. Ik is lief voor je. Jy moet mooi kyk dierbaars. Jy moet mooi kyk as dit die Here ons gegee het. Kyk vir Jesus. Amen. Moenie so kyk vir die probleem nie. Maar die probleem wat vandag daar is. As u na die Here toe kom. Amen. Sal hy nie